Jeremia 25. Die beker van die toorn van God, waaruit Babel en die volke op die ry af moet drink, na die ballingskap. Die woord wat tot Jeremia gekom het, aangaande die hele volk van Juda, in die 4de jaar van Jojakim, die seun van Josia, die koning van Juda. Dit was die 1ste jaar van Nebukadresar, die koning van Babel, waarmee die profeet Jeremia die hele volk van Juda en al die inwoners van Jerusalem toegespreek en gesê het: Vanaf die 13de jaar van Josia, die seun van Amon, die koning van Juda, tot op hierdie dag, nou 23 jaar lank, het die woord van die Here tot my gekom, en ek het julle toegespreek, vroeg en laat, maar julle het nie geluister nie. Ook het die Here al sy knegte, die profete, na julle gestuur, vroeg en laat, maar julle het nie geluister of julle oor geneig om te hoor nie. Met die woorde: bekeer julle tog elkeen van sy verkeerde weg en van die boosheid van julle handelinge, en woon in die land wat die Here aan julle en julle vaders gegee het, van eeu tot eeu. En loop nie agter ander gode aan, om hulle te dien en julle voor hulle neer te buig nie, en terg my nie met die werk van julle hande nie, dat ek julle geen kwaad aandoen nie. Maar julle het na my nie geluister nie, spreek die Here, om my te terg met die werk van julle hande, julle tot skade. Daarom, so sê die Here van die leerskare, omdat julle na my woorde nie geluister het nie, laat ek al die geslagte van die noorde haal, spreek die Here, en Nebukadresar, die koning van Babel, my dienaar. En ek sal hulle bring oor hierdie land en sy inwoners en oor al hierdie nasies rondom, en ek sal hulle met banvloek tref, en hulle maak 'n voorwerp van verbasing en van bespotting en ewige pynhope. En ek sal uit hulle laat verdwyn die stem van vreugde en die stem van vrolikheid, die stem van die bruidegom en die stem van die bruid, die geluid van die handmeel en die lig van die lamp. En hierdie hele land sal 'n pynhoop, 'n woestynny word, en hierdie nasie sal die koning van Babel 70 jaar lank dien. En as 70 jaar vol is, sal ek oor die koning van Babel en oor die nasie, spreek die Here, hulle ongeregtigheid besoek, en oor die land van die Galdeërs, en sal dit ewige wildernisse maak. En ek sal oor die land bring al my woorde wat ek daaroor gespreek het, alles wat geskrywe is in hierdie boek, wat Jeremia geprofeteer het oor al die nasies. Want hulle sal ook diensbaar gemaak word deur magtige nasies en groot konings, en ek sal hulle vergelde ooreenkomstig hulle dade en die werk van hulle hande. Want so het die Here, die God van Israel, vir my gesê: neem hierdie beker van die wyn van grimmigheid uit my hand, en gee dit om te drink aan al die nasies na wie ek jou stuur, dat hulle kan drink en waggel en rasend word weens die swaard wat ek onder hulle stuur. En ek het die beker uit die hand van die Here geneem, en al die volke laat drink na wie die Here my gestuur het, naamlik Jerusalem en die stede van Juda, en sy konings en sy vorste, om hulle te maak 'n pynhoop, 'n voorwerp van verbasing, van bespotting en van vervloeking, soos dit vandag is. Farao, die koning van Egipte, en sy dienaars en sy vorste en sy hele volk, en die hele gemengde bevolking en al die konings van die land is, en al die konings van die land van die Filistyne, en Askelon, en Gaza, en Ekron, en die oorblyfsel van Asdod, Edom en Moab, en die kinders van Ammon, en al die konings van Tyrus, en al die konings van Sidon, en al die konings van die kusland wat oorkant die see is, Dedan en Tema en Bus, en almal wat die rand van hulle hare wegskeer,
en al die konings van Arabië, en al die konings van die gemengde bevolking wat in die woestyn woon, en al die konings van Simri, en al die konings van Elam, en al die konings van Medië, en al die konings van die noorde wat naby en ver is, die een na die ander, ja, al die koninkryke van die aarde wat op die aardbodem is, en die koning van Sesag sal na hulle drink. En jy moet vir hulle sê, so spreek die Here van die leerskare, die God van Israel, drink en word dronk en spuug en val neer en staan nie weer op nie, weens die swaard wat ek onder julle stuur. En as hulle weier om die beker uit jou hand te neem, om te drink, moet jy vir hulle sê, so spreek die Here van die leerskare, drink sal julle. Want kyk, in die stad waarop my naam uitgeroep is, begin ek met onheile. En sal julle heeltemal ongestraf bly? Julle sal nie ongestraf bly nie, want ek roep die swaard op teen al die inwoners van die aarde, spreek die Here van die leerskare. Jy moet dan al hierdie woorde vir hulle profeteer en aan hulle sê, die Here sal brul uit die hoogte en sy stem verhef uit sy heilige woning. Geweldig sal hy brul oor sy woonplek. Soos druiwe trappers sal hy 'n vreugdige roep aanhef teen al die inwoners van die aarde. Oorlogsrumoer het gekom tot op die einde van die aarde, want die Here het 'n twis met die nasies. Hy hou gerig oor alle vlees. Die goddelose, aan die swaard het hy hulle oorgegee, spreek die Here. So sê die Here van die leerskare, kyk, onheil gaan uit van volk tot volk, en 'n groot storm word opgewek uit die agterhoeke van die aarde. En die wat deur die Here verslaan is, sal die dag lê van die een einde van die aarde tot die ander einde van die aarde. Hulle sal nie beklaag of versamel of begrawe word nie. Hulle sal mis op die aarde wees. Huil, o herders, en skreeu, en wentel julle in die as, julle maghebbers van die kudde, want vol is julle dae om geslag te word, en ek sal julle verbrysel, en julle sal val soos 'n kosbare voorwerp. Dan sal daar geen toevlug wees vir die herders, en geen ontkoming vir die maghebbers van die kudde nie. Hoor, geskreeu van die herders en gehuil van die maghebbers van die kudde, omdat die Here hulle kudde verwoes. En die weivelde van vrede word verwoes weens die torengloed van die Here. Hy het soos 'n jong leeu sy lêplek verlaat, want hulle land het 'n woestynny geword weens die gewelddadige swaard, ja, weens sy torengloed.